dit is dan 25 Junie vanoggend, dit is lesing 47 van die groot Johannes Evangelie boek 4. Ons het nou gister afgesluit met die verhaal van die lig. Ons sit nou, mense sit nou allemaal daar in die nag, verlig in die hele omgewing met hierdie lig, soos wat ons maar nou by een neonlig of by een ander type lig sal sit. En Joshua gaan nou verder met sy lering volgens die belofte wat hy gesê het. En die opskrif van hoofstuk 90 is siel en liggaam. En dit is so belangrik dat ons die verband tussen siel en liggaam sal verstaan. Want jy is jou siel. Hierdie vleis wat ek voor my sien, hierdie vleisgestalt is nie jylle nie, dis nie jy nie. Maar binne in jou is 'n siel wat 'n identiese tweeling is van die liggaam. En die siel huisves die emosies, huisves al die dinge wat jy doen wat goed of sleg is in jou siel aanwesig. En dit moet ons baie mooi verstaan, dat as Joshua nou sou kyk na ons, sien hy nie die vleis nie, hy sien die siel. En as die siel 'n tipe van 'n rowers eienskap het, of 'n moord eienskap, of 'n vieslike, varksige eienskap, dan sal daai siel die vorm van daai dier aanneem. En dit is wat hy sien. Hy sien nie die ander nie, want hy sien net die lewende in jou. Die liggaam is lewend as gevolg van die siel. As die siel nie meer leef nie, dan is die liggaam dood. En dan het ons nog 'n derde persoon in ons, wat basies die goddelike persoon is, wat van Vader afkom, want dit is sy gees. Maar dit is die volmaakte jy, wanneer jy en ek op aarde volmaak geword het, of meeste mense op aarde raak eers volmaak in die hiernamaals, dan is die drie persone een, volmaak in die geestelike persoon. Soos wat Genesis 1 vers 26 en 27 sê, dat jy 'n volkome en volmaakte beeld van God is. Maar hier waar ons nog worstel, tussen ons liggaam en siel, en stry om die gees nader te trek, en die liggaam trek met net so 'n sterk krag na ons siel toe, af na die dinge van die laer, dinge van die wêreld wat lekker is. Die liggaam soek altyd wat lekker is, altyd iets wat rus, wat niks hoef te doen nie, is altyd die begeerte van die liggaam. Maar die begeerte van die gees is teenoorgestel, het trek die siel na hoër dinge en na aktiwiteit. Want eers in aktiwiteit kan jy Vader dien. 'n lui, lustelose, luiaard, iemand wat arbeidskie is, kan nie vir Vader dien nie. Want sy siel kan nie lewend word as hy net daar lê nie. Ons het dit al soveel kere gesien by ander sorgsentrums. Ek moet sê, hier by ons gaan dit daarom heel wat beter, want daar is nie werkskie luiaards, word nie hier geduld nie. Maar jy kom by daai plek en dan lê hulle daar onder die bome in die somer, of hulle sit lê in die son in die winter, en hulle sal nie 'n vinger verroer nie. Al wat hulle doen is, hulle staan op, gaan haal hulle kos, eet dit op en gaan toilet toe. Dis al wat hulle doen. Selfs as jy kom met vragtig kos vir hulle, wat hulle nie voor betaal nie, sal hulle nie eens opstaan om jou te help aflaai nie. Dit het ek gesien. En dit is so 'n siel wat eintlik nie gered kan word nie. Gaan nie oor of hy geloof het of nie geloof nie. Die aktiwiteit van die liggaam bepaal die vlak van geestelikheid van die siel. Dis maar net hoe dit werk. Om op te som, 'n trae liggaam huisves 'n dooie siel. Woorde wat Vader lankal in my hart geplaas het. Dit is hoekom ons vir mense hier laat werk. Selfs as hulle al oud is, kan hulle klein werkies verrig in die ouete huis. Getuig Karen net vandag vanoggend vir my,
hoe wonderlik hulle almal saamwerk, want daar is vir hulle 'n spesiale ete gereël. En hulle is oud, maar hulle is almal aktief en besig. Van dit bring die liefde na vore. Liefde kan nie geaktiveer word as jy niks doen nie. Dis maar nou net so, jy kan tog logies daaraan dink. So kom ons lees wat Vader hier sê, dis 'n bietjie moeilik, maar ek sal probeer om dit vir ons makliker te maak deur 'n bietjie beskrywend te wees. Ons, Yeshua praat, sal nou dadelik na iets anders oorgaan. Zorel en Zinka, kom julle bietjie nader en sê vir my wat julle nou voor alles nog sou wou sien en weet. Beide die geroepenes kom nou nader en Zinka sê, toe hy is 'n ou priester van die tempel, 'n fariseer. Of nee, wag, hy is een van die Herodes se soldate, ekskuus, maar 'n baie beleese man. Meester, dit is vir mense soos ons, wat nog baie onvolmaak is, 'n baie moeilike vraag om te beantwoord, want ons sou nog baie wou sien en weet, omdat ons, ondanks die feit dat ons tog al baie gesien en meegemaak het, nog glad nie baie gesien en beleef het nie. Hulle was maar 'n paar dae, hoogstens miskien 'n week daar. Maar watter nou van daardie eindeloos baie die mees noodsaaklikste vir ons sal wees? Dit is 'n heel ander vraag, wat ons nie kan beantwoord nie, omdat ons nog lank nie weet, wat vir ons eintlik nou voor alles die allernoodsaaklikste sal wees nie. U, o Meester, weet egter presies wat ons die meeste nodig het. Handel u dus, sonder dat ons iets verlang, volgens u oneindige liefde en wysheid, en dan sal elkeen wel die beste sien, hoor en voel. Baie wyse antwoord van hierdie man, Vader, u weet wat ek kort, gee vir my daai insig. En ek wil vir julle sê dat ons so verbind is met mekaar deur die Gilgalwiel, dat dinge partykeer net gebeur, dan dink ons dit is normaal. En ons sien nie die wonderwerk daarin nie. Ek is gister gekontak deur 'n man in Namibië. Ek hou daarvan om van Suidwes-Afrika te praat. En hy sê, jy moet asseblief, ek is besig om 'n ou te bewerk, en hy kan nie insien dat hy nie wat noem julle dit, as jy ou vir sy lyke verbrand? Veras nie. Die man wil nou in sy testament sit, hulle moet hom veras, en hierdie ou het absoluut beserk gegaan en sê, jy moet dit nie doen nie. En toe vra hy vir my, kan ek vir hom 'n klompie redes aanstuur? Toe kon ek net vir hom hierdie mooi ding sê, ek sê, hou vas, vandag se lesing gaan daardie punt aanraak, van die band tussen siel en liggaam. Want wat die kerke nie vir mense vertel nie, is dat daar 'n siel en 'n liggaam is wat in harmonie met mekaar moet leef. En die siel verlaat die liggaam. En die band skeur, want die siel is ewig lewend, die liggaam is sterflik. Maar wanneer daai skeuring plaasvind, is dit nie sommer net soos met 'n skerp mes afgesny nie. Daar vind gedurig oorgang plaas tussen liggaam en siel, selfs van goed, of veral van dinge wat ons nie kan sien nie, wat in die onsienlike eter moet verenig met die siel aan die ander kant. En wanneer jy die liggaam dan brand, verkort jy of vernietig jy daai proses van skeiding tussen siel en liggaam. Ons is baie oningelig oor die verband tussen siel en liggaam. As hy dood is hy dood. Daar's nie meer lewe nie, daar's nie 'n pols nie, die oë is omgedop. Maar nie alles van die siel is reeds weg nie. Ek het nou die dag, tot my skok, getuienisse gekry van mense wat in krematoriums werk in Amerika, hoe hulle 'n geskreeu hoor in daai vuur, en party getuig selfs dat hulle 'n beeld sien in daai verskriklike vuur.
wat dan verskriklik skreeu. Nou ek kan nie sê dit is waar nie, maar wanneer ek hierdie goed gou gaan lees, sal jy sien dat dit moontlik waar kan wees. Nou is die vraag altyd wat mense sê, ja, maar wat van 'n ou wat nou in 'n huis doodbrand? Wat van 'n ou wat deur 'n haai opgeëet word? Hoe gaan sy sieledele verenig? Onthou, ons Vader is allergenadig en daar is niks vir hom wat onmoontlik is nie. Niks is onmoontlik vir Elohim nie. So wanneer iets buite jou eie besluit gedoen word wat jou proses van vereniging gaan skade doen, sal sy genade altyd vir jou bystaan en dit vir jou regstel, want hy kan. As hy dooies kan opwek en hy het, dan kan hy sulke verenigings ook laat plaasvind op 'n ander manier wat vir ons nou bo-natuurlik is. Maar ons gaan nou gesels vanmôre oor die natuurlike manier van siel en liggaam. Yeshua sê in vers 3, "Welaan dan sal ek sien wat daar gedoen kan word. Ek dink dat 'n egte vertroue en insig met betrekking tot die voortlewe van die siel na die liggaamlike dood vir julle almal gewis baie belangrik en noodsaaklik is. Daarom sal ons hierdie onderwerp bietjie nader in oënskou neem. En dit is vir ons hier vandag 2000 jaar later net so noodsaaklik dat ons weet wat gaan aan met die siel in die hiernamaals, want ons gaan almal die kant toe. Niemand kan die dood mis of ontglip nie, maar niemand van ons weet wat daar aangaan nie. Ons hoor soveel stories. Die kerk praat van 'n vage vuur. Die ander kerke praat van hel en hemel, net twee plekke, of die diepste hel of die hoogste hemel. Terwyl Yeshua duidelik sê, die huis van my Vader het baie wonings. En ons besef nie die omvang van wat en hoeveel is die baie nie. Die baie kan ons nie tel nie. Daar is nie genoeg nulle om hierdie aarde vol te maak, wat die hoeveelheid huise, planete en geestelike woonplekke aandui nie. Dit is net te enorm groot. Alles plekke wat soos verbeteringsskole of opleidingsskole is seker 'n beter woord, want 'n verbeteringsskool is 'n plek waar jy gestraf word, maar daar is sulke plekke vir duister siele. Hulle word nie gestraf omdat Vader sadisties is nie. Hulle word pyn toegedien om van hulle gewoontes ontslae te raak. Die aardse gewoontes wat nou saam met hulle na die ander kant toe gegaan het. As jy dink jy kan nie dwelms los hier op aarde nie en jy hang 'n tou om jou nek en ruk jou kop af, of jou nek af, dan is jy nou verlos. Nee, jy's nog erger daaraan toe aan die ander kant, want daai begeerte vir dwelms is nou nog etlike male, 10, 100, duisende male erger, maar jy kry niks nie. Jy's in jou eie fantasiewêreld. So, jy kan niks wat jy hier op die aarde dink jy kan 'n einde aan maak van slegte gewoontes. Jammer. Dit werk nie so nie. Jy los die vlees agter, maar die begeertes van die vlees is nie 'n verstandelike ding nie, dis 'n sielsding, dit kom uit die hart uit. Sleg en goed, dit is afhangende van hoe jy jou hart opgepas het op aarde en waarmee jy jou besig gehou het. Selfs nie net in dade en woorde nie, maar selfs met gedagtes. Mag jy nie toelaat dat jou gedagtes jou verlei nie. En dit is waar die wêreldse smet, hou vas op jou kry, deur allerhande vieslike pornografie en allerhande ander dinge, wat die wêreld nou tot ons beskikking stel, tot in jou broeksak met jou selfoon of in jou slaapkamer of waar ook al. En al hierdie begeertes van die vlees gaan saam. Dit is die ergste van alles. Ek het julle reeds meermale met woorde aangedui, waarin die eintlike dood van die liggaam bestaan, op watter verskillende maniere dit kan plaasvind, en wat die gevolge daarvan vir die siel en haar gees is, en moet wees. As ek julle dit egter in lang teoretiese sinne sou uitlê,
sal ons dit nie in 'n hele jaar reg kry nie. Om dit deur en deur vir julle te laat besef, sal ek die geheel met woord en daad toon, en dan sal julle dit verstaan. Voordat ons by die eintlike saak kom, moet ek egter eers uiteensit hoe die siel saamhang met die liggaam. Luister dus na my, Yeshua. Die siel wat saamgestel is uit gemengde, op mekaar inwerkende dele, is geheel en al van eteries substansiële aard. Omdat die liggaam in wese egter ook oorspronklik eteriese substansie bevat het, is hierdie substansie verwant met die substansiële essensie van die siel. Hierdie aanverwante is dit wat die siel met die liggaam verbind. Solank hierdie eteriese substansie nie mettertyd te veel in die suiwer materiële oorgegaan het nie, in welke geval dit dan met die sielewese te min en dikwels ook heeltemal geen verwantskap meer het nie, en mag dit tog nog enigszins aanwesig wees, dan moet hierdie substansie eers deur die ontbindingsproses uit die liggaam losgemaak word en in die hiernamaals aan die in 'n sekere sin naakte siel toegevoeg word. Die siel bestaan uit eteriese substansiële eienskappe. Nou in kort, om 'n siel te verstaan, is vir jou om na die kosmos te kyk, nie net na die aarde nie. Maar kom ons kyk net na die aarde. Waaruit bestaan die aarde? Uit minerale, plante en diere. En dan heel bo aan hierdie ryk mense wat moet heers oor hierdie goed. En so is jou siel saamgestel uit sieledele van al hierdie minerale ryk dinge en plante ryk en diere ryk diere. Dit sien jy die duidelikste in die boek Handelinge, waar Petrus vir Cornelius moes gaan doop het, en daar 'n laken uit die hemel neergedaal het, wat die hele wêreldse Christendom nie verstaan nie. En toe sê Vader, neem en eet. En almal sê, daarin was nou enige ding, daar slange en alle gedrogte, nou kan ons dit op ons bord sit. Hy het net vir Petrus herinner, dat Cornelius, wat 'n verstrooide was, en heel moontlik iemand wat uit die aardse materiële dinge saamgestel is, sy siel, dat hy ook 'n wese is, wat bestaan uit die sieledele van al die diere wat nou in hom opgeneem is, wat in die laken was. En dat hy hom moet gaan doop, alhoewel daai Cornelius nie dieselfde een is wat ons van lees nie, 'n aardsgevormde siel was, 'n siel wat van onder af gevorm is, terwyl Petrus van bo gekom het. En hy was 'n bietjie nikkerig om dit te gaan doen. Dis al wat Yeshua hom gewys het. Gaan, neem en eet, beteken om die evangelie saam met hom te geniet. Want Yeshua sê, wanneer ons die evangelie uitdra aan ons volk, dan is dit 'n smaaklike maaltyd. Want toe sê apostel hom vra by die Samaritaanse vrou se put, wie het vir jou kos gebring? Want ons weet dan nie daarvan nie. Toe sê hy, nee, die maaltyd is die woord wat ek met hierdie vrou bespreek het. Dit is my 'n heerlike gereg. So ons moet in die gees aan hierdie goed begin dink. So 'n siel wat nou saamgestel is, nie net uit die 3 eienskappe van die aarde nie, maar ook uit al die eienskappe van al die oneindige planete en sonne. Al die goed wat daarop is, en daar is baie verskillende spesies, diere en plante, wat enorm verskil van ons, wat so verheerlik is. Gaan lees gerus die boek Saturnus, en sien en kyk, hoe lyk dit op planete waar daar nie so groot val plaasgevind het nie. Dis eintlik, jy kan jou nie indink nie, jy kan lekker fantaseer, dis amper soos daai destydse fliek Alice in Wonderland. Die bome praat, die voëls sing, jy bou jou huis met lewende bome en 'n lewende blaredak. Dis nie dooie mure soos hierdie nie. Als is vol van sy gees.
Maar terug by die siel en liggaam. So ons siel is vol van hierdie dinge. En wanneer hy sê, gaan uit en heers oor my skepping, sê hy vir Adam en Eva, heers eerstens oor julle skepping binne in julle. Bedoelend, heers oor al die materiële geneigtheid van julle siele na die liggaamlike toe. Want die liggaam is ook, sê hy, eintlik nog, ook hierdie selfde substans, maar dit is nou verhard. Om dit te verduidelik is, dat jy 5 sintuie van die liggaam, ruik, sien, voel, hoor, en wat sê alweer? Proe. Maar jy het ook 5 sintuie van jou siel, waarvan een is onderskeidingsgees, ander een is waarneming, ander een is, ek kan nie meer alles onthou nie, maar iewers in die nuwe Openbaring sal ons nog daarby uitkom. En so die gees wat in jou is as derde volmaakte persoon ook 5 sintuie. So in totaal het ons 15 sintuie. Ons was wesens wat nie geval het nie, eens lang tye terug. Toe het ons nie hierdie 5 liggaamlike sintuie gehad nie, want ons het nie liggame gehad wat sterf nie. Ons was geskape as onsterflike geestelike wesens. Siel en gees een. Goed, nou verstaan jy dit, dat die eienskappe of die sintuie van die liggaam kan die sintuie van die siel bemeester en sterker wees as die goed wat die siel eintlik van begin af geleer is om te doen. Die liggaam is ons versoeking. En nou vra jy maar, hoekom het Vader dan vir ons laat versoek? Hy moes, want in die begin het ons Satan gekies en ons het agter hom aangeloop. Miskien nie almal van ons wat hier sit nie, maar meer as 1/3 van die engele het dit gedoen, sê die skrif. En nou moet daai 2 bome in jou tuin wees. Want dit was altyd my vraag toe ek nog nie die goed verstaan het nie. Maar Vader, dit moes nou maklik gewees het, plant net 'n boom van die ewige lewe in die tuin van Adam en Eva, en ons daar nie moeilikheid nie. Die moeilikheid het gekom met die boom van die kennis van goed en kwaad, of suiwer en besoedel. Maar ons moes daai boom, want dit is die gees van Satan, wat teëgestaan moet word op hierdie aarde deur elke persoon. Want as daar nie 'n stryd is nie, kan jy nie in die hoogste hemele kom nie. Inteendeel, jy kan nie eers in die laer ligryke kom nie. Jy het 'n stryd nodig om lig te verkry. Elkeen van ons moet stry tussen die goed en die kwaad, tussen suiwer en besoedel. Goed, ek hoop jy verstaan hoe mense die agtergrond oor wat die siel is. Waar is ons nou by vers 7? Het die siel self uiteindelik te veel van die materiële uit haar liggaam in haar opgeneem, dan deel ook sy in die liggaamlike dood, en tesame met die liggaam moet sy die ontbindingsproses deurmaak, en vervolgens eers na verskeie aardse jare in 'n heel onvolmaakte natuurlike vorm ontwaak, waardeur dit dan baie moeilik vir haar is om tot die hoëre, die lig deur te dring, omdat alles vir haar een duistere aardse aangeleentheid is, wat slegs weinig lewe en baie duisternis bevat. So wat ons hier lees is dat as jy op aarde nie losgekom het van die begeertes van jou vlees nie, as jy nie die seksuele drange, die verslawingsdrange, die oorvreetdrange, die skinderdrange, die haatdrange en al die drange wat ons op aarde ervaar, maar waaroor ons moet heers oor jou skepping, dit nie kon regkry nie. So 'n siel wat sterf, is so verbind met haar liggaam, dat die liggaamlike dele wat sy moes by haarself bymekaar getrek het terwyl sy geleef het hier op aarde, sy het dit nie reg gekry nie. Nou skei daai siel, absoluut onvolmaak en ongevorm, skei daai siel van die liggaam. Maar aan die ander kant is daar altyd plekke
waar die siele gelouter word met die doel om skoner en skoner te word. Nou kort daai siel van die eienskappe wat sy sou gehad het as sy Yeshua se leer gedoen het, maar die eienskappe het nou agtergebly in die liggaam. Dit verrot met die liggaam. Om julle 'n idee te gee dat dit waar is wat ek praat, is dat jy kan vir enige lijksbesorger gaan vra. Wanneer 'n lijk vir lang tye in die kus lê of waar ook al in 'n laai, bly die hare groei en bly die naels groei. En Yeshua sê vir ons duidelik in die nuwe openbaring dat hare en naels is uitgroeisels van die siel. Waarvoor is hare en naels dan daar? Dit het 'n tweeledige doel vir al hare. Dit help met die reiniging van die siel deur die liggaam te reinig. So gifstowwe, toksiese stowwe, ons is heeltyd besig om medisyne te vat om ons te help om te ontgif. Maar die hare in ons liggaam is eintlik gegee vir hierdie taak. En weet ek nie presies alles wat die naels doen nie, maar dit is sekerlik ook die ontslaa raak van goed. Maar wat die hare nog steeds doen, is 'n tweeledige element aan jou liggaam. Stuur gifstowwe uit en neem uit die eter. Die eter is nou hierdie lig bokant ons, waarvan die sonlig oneindige hoeveelhede substansies het, eteriese substansies, wat jy en ek moet inneem om 'n gesonde siel te hê. So kan jy sien dat mense in sonnige gebiede baie gesonder is as mense by die poolstreke. Hulle is nie so blakend gesond nie. En ons voel dit ook so in die somer. Voel ons net lekkerder as die lente aanbreek. So ons liggaam neem dan deur die hare en lyk my deur die naels ook hierdie goed op. So daai lijk is nie dood nie, is nog verbind aan die siel wat nou iewers anders is in die heelal. In een van Vader se, die huis van my Vader het baie wonings, en een van daai wonings, ons sing dit ook. Ou Elvis Presley liedjie, ons sing dit in die oggend hier partykeer. The house of my Father has many mansions. So nou sal 'n siel wat nie Vader gekry het op aarde nie, baie moeiliker aan die ander kant gevorm kan word, want baie van haar eienskappe is nog vas in die liggaam. Maar Vader, dankie vir sy wonderlike, absolute, alsiende vermoë, het dit gewil dat die liggaam kan ontbind. Want hy sê in die skrif, jy is van stof gemaak en tot stof sal jy terugkeer. Waarvan is ons liggame gemaak? Hoofsaaklik water en silika. Die silika is stof, of soos hy genoem het heel in die begin, hy het uit klei, het hy vir Eva uitgehaal uit die man uit, en hy het met klei vir haar 'n liggaam gegee. Klei en silika is dieselfde ding. So ons is van stof gemaak en ons moet tot stof terugkeer. Dit is die normale ontbindingsproses. Niks verder nie, niks meer nie. Ek het klaar vir julle gesê, as jy verdrink of as jy verbrand in 'n plek, daar is genade. Hy sê vir ons, die mense wat op brandstapels gebrand het, vir hom, en daar is nie miljoene nie, daar is tiene van miljoene gebrand op brandstapels deur die laaste afgelope 2000 jaar. Hy sê, hulle was almal al reeds by my terwyl die liggaam nou gebrand het. Hy het 'n volledige skeiding gemaak tussen hulle liggaam en siel, en hy het hulle by hom gehou, en hy sê, saam met ons gekyk hoe die liggaam brand, hoe die liggaam skreeu van pyn, maar die siel was by Yeshua. Daar was geen pyn vir die wesenlike wese wat daar in hy liggaam was nie. Dit is hoe wonderlik hy is, en as ons vir hom eendag moet sterf, moet ons nie vergeet dat ons hierdie voorreg het nie. So ons gaan verder. Is vers 8, nee? Van enige geestelike ontwaking kan daar in haar geen sprake wees nie,
alvorens die tyd, die nood en allerlei vernederings, die wêreldse duistere en growwe, of in 'n sekere sin liggaamlik, substansiële uit die siel afgeskei en verwyder het nie. Hierdie siel wat nou nie skoon gekom het van daai liggaam nie, kry bitter swaar aan die ander kant. Want sy wil nou vorentoe gaan, maar sy is nie volmaak nie. En dit gebeur in die hiernamaals baie moeiliker as hier, omdat die siel daar so lank alleen in 'n sekere afsondering moet bly, om nie as 'n te naak en in 'n sekere sin nog velloos en onbeklede wese, deur 'n ander wese wat vol hoër lewensvuur reeds al sy krag laat geld, verslind en soos 'n waterdruppel op gloeiende metaal vernietig en verteer word nie. Want vir elke siel wat nog baie onvolkome is, geld ten opsigte van 'n reeds volmaakte gees dit, wat ek eens vir Moses gesê het, toe hy my wou sien. Elohim kan jy nie sien en daarna nog in die lewe bly nie. So 'n siel moet afgesonder word op haar eie. Want as sy met 'n baie sterk siel van die lig aan die ander kant in aanraking kom, sal dit wees soos 'n druppel water wat jy in 'n warm braaipan gooi. Wat doen hy? Hy spat onmiddellik uitmekaar en hy's weg. Ons het eintlik gisterand so 'n voorbeeld gehad. Erna het vir my burgers gemaak. En sê sy, ek gaan net gou so 'n bietjie toast. Toe sit ons dit op die koolstoof. Binne sekondes, dus daai hele ding pikswart en die huis is vol rook. So, dis vir my 'n mooi voorbeeld. Dis wat met die siel gaan gebeur. Gaan absoluut brand en dan nooit weer regkom nie. So 'n siel kan geen engel sien nie. Engele wat sulke siele nader, en daar is sulke engele wat daai werk doen, vermom hulle, verander hulle heeltemal na 'n armsalige ou mannetjie wat daar aankom, wat soos 'n absolute bedelaar of 'n verarmde mens aangetrek is, praat nie te wys met die siel nie. Maar vereers moet so 'n siel tevrede wees om alleen te wees vir wat voel vir daai siel, soos oneindige tye, soos miljoene jare. Gaan lees die boeke van Jacob Lorber, wat hy vir ons, Vader deur hom vir ons gegee het, van Biskop Maarten. Hy was so alleen. Die geestelike som gee vir ons baie voorbeelde van mense wat so alleen is. Dan loop daai siel, daar's niks nie, daar's net duisternis, of ten minste 'n bietjie skemer. Daar is net sand en rotse. Daar is nie 'n greintjie kos nie. En hy's honger, daai siel is so honger. En so dors, sy tong brand aan sy verhemelte vas, maar daar's geen water nie. En so moet daai siel nou vir oneindige tye alleen lê. Tot op 'n stadium wat Vader se besluit is, dan kan hierdie siel nou bietjie meer lig kry, wanneer iets gebeur in hom. Dalk roep hy vir Yeshua, en onthou altyd vir almal van ons, enige uitroep en aanroep van Yeshua, of Jesus as jy hom nog so ken, aan die ander kant, sal altyd vir jou 'n verbetering van jou toestand bring. Dis al wat hy verlang, roep my net. Maar meeste van hierdie siele wat in daai duister toestand is, wil niks met Yeshua, of selfs nie eens die Jesus wat vir hom geleer is van kinds af, wil hy niks daarmee te doen hê nie. Toe Robert Bloom in die duisternis is alleen, toe begin hy te dink aan alles, en hy dink aan die Bybel, en hy dink aan die filosoof, hy het hom nou so gesien, maar hy het net altyd goed gesê. Toe roep hy hom, en die volgende oomblik was daar weerligstrale in sy siele omgewing, en hoe meer hy hom geroep het, hoe meer het dit lig geword, en uiteindelik het 'n man na hom toe aangestap gekom, ook so in 'n vermomde voorkoms, maar dit was Yeshua self, wat na hom toe gekom het, en nooit te kenne gegee het wie hy is aanvanklik nie. Maar dit is 'n baie lang pad, wat elke mens aan die ander kant gaan moet loop, vir alle mens wat geen naaste liefde gehad het op aarde nie.
Vir hom is dit bitter, bitter moeilik om weer 'n volmaakte siel te word. Want 'n siel moet ook 'n liggaam hê. Hy moet ook 'n vorm hê. En die volmaakte vorm van 'n siel is 'n mens ongeveer 30, 33 jaar oud. Dit is die volmaakte vorm van 'n siel aan die ander kant. Natuurlik in verskriklike lig getooi, maar die siel kan ook sy aangesig se skyn afbring om werk te gaan doen op sulke plekke. Nou kan ons sien hoekom ons nie moet verbranding doen nie, of verassing. Want jy vernietig die potensiaal van daai onvolmaakte siel om volmaak te word. Punt. Dis wat dit is. Dis nie so erg as die siel van hierdie aarde afskei volmaak, een met die gees nie. Want dan is daar niks van die siel meer oor in die liggaam nie. Maar wie is so volmaak? My opinie is dat daar niemand op hierdie aarde is wat daai vlak nog bereik het nie. Maar dit word vir ons beloof, aan die einde van die tyd sal daar 'n kragtige werking van die Gees wees onder sy bruid wat dit sal bewerk. Ons lees verder. Hoe hoër 'n lewe eenmaal gepotensieer is, des te kragtiger, magtiger en swaarder is dit. En al die lewe wat nog op 'n baie lae trap staan, kan homself nie teenoor 'n veel hoër lewe staande hou nie, tensy daar 'n sekere afstand is. Dit is hoekom hierdie hoë ligsiele nie by so 'n siel kan uitkom nie. Is vir haar beswil. Wat is 'n muggie teenoor 'n olifant? Wat 'n vlieg ten opsigte van 'n leeu? Wat is 'n baie teer mosskimmelplantjie teenoor 'n honderde jare oue seder op die Libanon? Wat is hierdie aarde vergeleke met die groot son? Wat is 'n druppel water by 'n magtige vuur? As iemand van julle op 'n olifant trap, sal die olifant glad niks daarvan merk nie. Maar gaan iemand van julle op 'n muur staan, dan is dit heeltemal gedaan met sy natuurlike lewe. Dit is die verskil tussen 'n duistere siel aan die ander kant en 'n siel wat baie lig het, wat vir Vader werk aan die ander kant. Hy kan nie hierdie siel in daai toestand besoek nie, want dit sal wees soos 'n muur wat getrap word deur so 'n sterk ligengel. Maar wat in die uiterlik sigbare natuur al erg voor die hand liggend is in die ryk van die geeste 'n nog baie duideliker en indringender waarheid. In elke lewe wat reeds in homself staande is daar die onversadigbare behoefte om steeds meer lewe in homself te verenig. En hierdie eenwordingsbeginsel is in feite die liefde. As die lewe nie voor alles van hierdie beginsel sou uitgegaan het nie, dan sou daar in die eindelose ruimte nog son, nog aarde gewees het, en ook geen skepsele daarop en daarin nie. Want Vader het hierdie skepping laat ontstaan as gevolg van die rebellie van die engelgeeste. Vader het nie die aarde, die fisiese aarde met dood, met tyd, met ruimte, materie aanvanklik geskep nie. Hy het 'n geestelike wêreld geskep wat die mens wat geestelik of die wesens wat geestelik daarop gewoon het toe hulle rug op Vader se liefde draai, het hulle ook hulle skepping verloor. En het die skepping geherformeer na 'n skepping waarin die dood is. Want as jy teen die liefde draai, dan gryp jy die dood aan. Nou kom die siele aan die ander kant, hierdie ongevormde siele, en hulle het geen liefde in hulle. Nou moet hulle gelei word, geleer word, om liefde te beoefen. Dan kan julle vir julleself dink hoe moeilik dit moet wees vir iemand om so, vir 'n engelwese aan die ander kant om so iemand te lei. Onthou, altyd sonder om die vrye wil aan te tas. Vader kan enige siel vat en hom vol lig pomp en daar is hy. Nou is hy reg.
Maar hy's nie 'n onafhanklike wese nie. Hy's nie 'n wese met nou meer met 'n vrye wil nie. Hy's nou 'n robot. En hoe kan jy 'n robot lief hê? Ek sê altyd, hoe kan jy jou rekenaar lief hê? Hy doen alles wat jy vir hom doen, in pons of sê. En robotte, hierdie AI, doen alles wat jy vir hulle sê, maar hoe kan jy hom lief hê? Dis 'n masjien. Dit is dieselfde as Vader die mens aan hierdie kant of aan die ander kant moet dwing om iets te doen. Hy kan nie, want dan verloor jy jou identiteit. Omdat die beginsel tot eenwording van al wat lewe egter juis in die lewe self bestaan, en elke vrye lewe voortdurend besig is om een te word met 'n ander lewe wat na hom lyk en verwant is. Daarom ontstaan uiteindelik uit talle afsonderlike lewens en afsonderlike intelligensies, een lewe met een veelvoudige intelligensie, wat homself ver na alle kante toe uitstrek, en daardeur word ook talle wesens, wat met weinig verstand begaaf is, een met 'n wese wat met baie verstand en baie begrip toegerus is. Ons sal net tot vandag hier sal ons volstaan, want dit is al 40 minute verby, en is nogal belangrike begrippe wat ons moet deurdink, wat ons vanoggend gelees het. Môre gaan hy verder met die siel, en dan beskou ons die siel nog op 'n ander manier. Maar in elke siel is daai natuurlike neiging om te verenig met ander van dieselfde soort, of van dieselfde liefdesvlak. Natuurlik sal siele wat nou geen liefde het nie, ook baie goeie aanklank vind met ander siele wat geen liefde het nie. Maar daarom aan die ander kant skei Vader hierdie siele af van die ander bose siele in die hel. Want 'n bose siel sal ook hierdie siel nader, en dan sal die siel veel slegter word, sal afgetrek word. So Vader sal daardie siel lei, baie stadig, baie tydsaam, baie teder, totdat die siel deur 'n engelwese so ver gekry is, dat die liefde begin ontbrand in hierdie siel, en sy begin omgee vir ander siele, wat soortgelyk soos sy is, maar wat eers een kant was, hulle was afgeskei van mekaar, bring hy hulle by mekaar, en nou trek die siele mekaar aan. Nou help die een vir die ander. Hy het dit beskryf in 'n plek, waar 'n baie ou maar stukkie grond gekry het. Dis nou na 'n lang eensame wandeling deur die woestyn. Kom hy uiteindelik by 'n plek, dan moes hy eers 'n vrot rioolput leegskep met 'n emmer. Nou daai rioolput stel sy vrot siel voor. Hy moes dit self leegmaak. En as ek dit nie mis het nie, is hierdie ou se naam nog Julius Caesar, een van die magtigste konings wat nog ooit op aarde geleef het. En toe hy uiteindelik hierdie rioolput leeggemaak het, toe kry hy 'n klein plaasie met maar koeie, en niks groei omtrent op die bodem nie. Die goed wat daar groei is baie, baie karig. En nou kom engele vermom as reisigers, arm bedelaars, en hulle vra asseblief, kan jy nie jou kos met my deel, het jy nie vir my iets om te eet nie, want ek is nog honger. Of dit is nie 'n vermomde engel nie, of dit is dan 'n ander siel, wat in dieselfde toestand was op aarde. En dan, na gelang van hierdie ou se bereidheid, wat hy nooit op aarde getoon het nie, nou om hierdie persoon te help, raak dit beter in sy omgewing, sonder dat hy dit agterkom. Want sodra hy agterkom, hoor jy, as ek dit doen, dan raak dit ligter, dan doen hy dit vir die lig en nie vir die liefde nie. So vorder siele, nou kan jy self vir jou indink, hoe verskriklik stadig dit gaan aan die ander kant, en hoeveel pyn en lyding dit ook behels. Waar as jy op die aarde die pad gevat het, wat Joshua sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, doen wat ek vir jou sê, is al hierdie nonsens wat ons nou van gelees het, is vergete. Want jy gaan in sulke hoë ryke in, dat jy 'n helper word vir die wat onder is. En jy's in die hoogste saligheid, altyd by die Vader, altyd in sy huis, altyd vervul met lig, met wysheid, en met die grootste liefde, waarmee jy alles vir hom doen.
As hy vir jou sê, gaan na daai heelal toe, daar's wesens wat daar bly en hulle het hulp nodig, dan kan jy nie vinnig genoeg sy woord uitvoer nie. En dan gaan doen jy dit. En so werk die hele heelal. Soos ek in die begin gesê, daar is nie plek vir luiaards en arbeidsskie wesens nie. As jy lui en arbeidsskie is, bevind jy jouself in so opgesluite sel van duisternis of skema. Ek hoop almal het dit ter harte geneem en gaan poog om nie daar uit te kom. Baie dankie.